Goeiemôre, geliefde vriende, broeders en susters. Wat 'n wonderlike geleentheid vir ons om weer so saam na die woord van die Here te kyk. En ons gaan vanoggend saam lees Openbaring 1 net vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, ons in hierdie land, ons as Afrikaners, ons as boerevolk, voel telkens leierloos. Daar is niemand na wie ons regtig kan opkyk om leiding te neem in hierdie land, in ons omstandighede nie. En dit maak dat ons telke male net hens op. Ons gee op. Ons gooi ons arms in die lug op en ons staan maar terug. Want wat is daar wat ons werklik kan doen? Wat is daar wat ons werklik kan aanbied om 'n verskil te kan maak? Watter stem het die eenvoudige ek, wat maar net hier sit, of waar jy besig is met jou werksaamhede, wat 'n verskil kan ek nou moontlik maak? En dan is dit juis wanneer ons 'n vers soos hierdie weer van nader moet bestudeer, om te besef dat niks in hierdie wêreld in elk geval in mense se hande is nie, dat niks in hierdie wêreld onder die bestuur en onder die beheer van wêreldse leiers is nie, nog minder eenvoudige mense. Maar daarin rus vir ons juis die mooi. Daarin is juis vir ons die goedheid, die waarheid en die skoonheid vervat. Want ons as gelowiges het hierdie groter beeld, hierdie groter visie. Want daar is iemand meer, iemand groter. Want hierdie hele vers, eintlik die hele boek van Openbaring, beskryf vir ons iets van die soewereiniteit van die Here, die vrymagtigheid van die Almagtige, om te maak soos hy wil en om te maak soos hy goed dink. En die mooi vir ons daarin vervat, is dat hy homself hierso kom proklameer in hierdie vers. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ons staan onder die heerskappy van die een en enigste regverdige koning van die hemel en die aarde. So regverdig dat hy homself oorgegee het om as sondelose mens gekruisig te word. Ja, selfs Pontius Pilatus, 'n heidense burger, 'n heidense goewerneur, kon hom nie skuldig bevind nie. En daar word hy in 'n kruishout opgehang en hy gaan verklaar regverdig teenoor ons, vir ons, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n Uitspraak soos daardie, in die lig van dit wat ons hierso lees, is werklik waar genade alleen. Dat 'n koning aan die kruishout opgehang word sonder skuld, sonder skuldbevinding, en hy kan nog steeds aan ons die scepter van genade gaan uitreik en aan ons barmhartigheid kom bewys. Is dit nie 'n koning? Is dit nie 'n leier? Is dit nie 'n majesteit en 'n God wat ons wil najag, wat ons wil volg nie, ten spyte van ons oortredinge, ten spyte van ons verdrukkinge, ten spyte van ons sonde selfs, is hy regverdig. Want hy was nog altyd gewees, lees ons hierso, en hy is nog steeds, en hy sal altyd wees, selfs vir die opkomende geslagte. En is dit nie 'n toekomsblink, 'n visie wat ons graag wil hê nie? Is dit nie die toekoms wat ons kinders mee wil leer nie? Dat hierdie Almagtige, wat heers oor alles in die wêreld, Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van Dawid, Immanuel, God met ons, hierdie Here heers oor alles. En daarom, broer en suster, moet ons in die geloof, deur die bestudering van die woord, moet ons vertrou in hom. Ons moet ons hele harte oop vlek vir hom. Ons moet as te ware die knie gaan buig en met die mond bely, Jesus Christus is die Here. Kom almal tot inkeer voor hierdie majesteit. En ons sal 'n vrede en 'n vreugde ervaar. En ons sal uiteindelik 'n toekoms kan insien wat onderbreek in soveel mense se oë, wanneer ons stil staan by die Alfa
en die Omega. Hy wat nog altyd daar gewees het, hy wat nou in jou lewe figureer, is die koning van die hemel en die aarde. So pragtig bely ons dit, erken ons dit, ook so in ons eie volksgelofte van 16 Desember. Hier staan ons voor die heilige God van die hemel en die aarde. Mag jy ook vandag weer eens besef wat die heerskappy van God vir jou inhou, die genade wat dit nog altyd vir ons ingehou het, wat nog altyd elke dag oor ons straal, en mag jy 'n rustige en 'n vredevolle dag ervaar. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, U is waarlik die koning. U is nog altyd die almagtige, een wat daar was en is en sal wees. En ons kom buig voor U neer. Ons kom kniel voor U troon en bid vir leiding, bid vir rigting, maar bo dit alles bid ons, wees ons barmhartig. Seën ons in hierdie dag, ook in die week wat vir ons voorlê, en mag U rus en U troos altyd deur oor ons skyn. In die naam van die Seun van God, die Almagtige, bid ons dit. Amen.